Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Natasha Swart, sy's van Curaprox. En ons praat 'n bietjie oor mondgesondheid en hoekom dit so belangrik is. In geval jy nou nie weet nie. Maar ja, goeiemôre Natasha. Môre julle, dis 'n groot eer, dankie. Lekker om jou by ons te hê. Hoorie, mondgesondheid, dit vorm eintlik 'n kritiese deel van algemene gesondheid, nie waar nie? Vertel ons hoekom dit so belangrik is. Die grootste rede is dat plaak as jy nie jou tande ordentlik borsel nie en onbehandelde mondgesondheid, onbehandelde tandvleisinfeksies, kan gebeur dat daar baie inflammasiefaktore of markers in die liggaam heeltyd teenwoordig is. En mense se liggaam veg heeltyd inflammasie. En as mens dan heeltyd kroniese inflammasie het, kan daar sistemiese faktore gebeur, soos byvoorbeeld hartsiektes, diabetes en selfs ook beroertes. En babas kan ondergewig gebore word en selfs vroeg gebore word as swanger moeders tandvleisontsteking het en nie daarvan bewus is nie. So die mond is die ingang tot die liggaam en as mens slegte mondhigiëne het of tandvleisinfeksie of mondinfeksie, beïnvloed dit jou algehele gesondheid. So daar's 'n verwantskap. Wat is die grootste mondgesondheidsuitdagings in Suid-Afrika? Dis 'n baie goeie vraag. Daar's 'n paar uitdagings. Ek dink die grootste een is dat mense te lank wag om tandarts toe te gaan. As hulle wag tot daar regtig 'n probleem is en dan is die behandeling gewoonlik nie gewens nie, dis nie lekker nie, dit kos duur en die grootste bydrae tot dit is dat mense vrees vir 'n tandarts. Van kleins af word ons groot wat sê as jy stout is, gaan ek jou tandarts toe vat dat hulle jou tande trek of jou inspuit. En mense is bang om te gaan en daarom gaan hulle nie vir voorkomende behandeling nie. Hulle gaan nie soos gereeld elke 6 maande net vir 'n ondersoek en om te kyk of daar iets fout is nie. So dis 'n groot uitdaging. En as ek nog een kan noem, ongelukkig 85% van ons voorskoolse kinders het tandbederf. En dit is omdat ouers nie gereeld die kinders vat nie en hulle word ook nie gemonitor as hulle tande borsel nie. En dit is eintlik, dit hoef nie so te wees nie. 85%? 85% van voorskoolse kinders. En die meeste van hierdie kinders moet dan algemene narkose kry om hulle tande reg te maak of selfs uit te trek. So, dit raak 'n meer traumatiese ervaring. Dit is presies. Is dit een van die grootste foute wat ons maak in Suid-Afrika as dit kom by mondgesondheid en tandvleisgesondheid op hierdie stadium? Wat is die foute wat ons maak? Die foute is dat mense dink nog vandag hoe harder jou tandeborsel moet wees en hoe groter die koppie, hoe vinniger maak dit skoon. En dit is eintlik nie so nie. Die tandeborsel moet sag wees en dis ook hulle tegnieke. Mense skrob verskriklik in plaas van om 'n sirkels te borsel. Mense vervang ook nie hulle tandeborsels gereeld nie. Mens moet eintlik elke 3 maande jou tandeborsel vervang. En ek weet, ons almal lewe, die tyd gaan so gou verby. So 'n wenk is sit dit op 'n reminder op jou telefoon en sê, jy weet, want dit voel soos gister dat jy jou pakkie oopgemaak het of 'n nuwe tandeborsel uit die pak uitgehaal het. En dan is dit oneffektief en onhigiënies. Ek moet eerlik wees, ek het nie geweet mense moet elke 3 maande jou tandeborsel vervang nie. So ek het nie dit geweet nie. So dit is maar interessant dat dit daar 'n spesifieke tydperk daaraan gekoppel is om te seker te maak jy weet jy het die regte nuwe tandeborsel. Baie mense borsel nog steeds elke dag hulle tande en dan ontwikkel hulle steeds tandvleisprobleme. Hoe gebeur dit? Dit is baie moontlik. Baie mense is bang vir flos. Baie mense hou nie van flos nie. So 'n tandeborsel, 'n gewone borsel maak omtrent net 70% van mense tandoppervlakte skoon. Die verdere 30% is tussen die tande. En al hoe mense van dit ontslae kan raak is as om te flos of 'n spesiale borseltjie te gebruik. Ons noem dit 'n interdentale borseltjie of selfs met 'n waterflosser. Want daai plaak en bakterieë wat daar opbou, dit is die gevaarlike bakterieë wat tandvleisinfeksies veroorsaak. En dit is krities om tussen jou tande skoon te maak, nie waar nie? Dit is verseker. Wat se tandprobleme kan 'n mens voorkom as jy wat kan jy kry as jy nie tussen jou tande skoon maak? Soos ek gesê het in die begin, as mens dit nie skoon maak nie, daai bakterieë tussen die tande veroorsaak sistemiese probleme later. Dis kroniese inflammasie.
En die slegte ding is, tandvleisinfeksie, mens weet nie eers jy het dit nie. Slegs as jy 'n slegte asem begin kry, of tandvleis bloei, of jy voel dat jou tande begin losraak, dan is die probleem dikwels al te gevorder. laat. Dan besef mens, hier's 'n probleem. So, ja, om tussen die tande, dit moet deel raak van mense elke dag se roetine, om tussen skoon te maak, nie net borsel nie. Nou vertel ons meer oor Curaprox en waarvoor is die handelsmerk bekend? Curaprox is 'n baie opwindende handelsmerk. So dit is 'n mondgesondheidsmaatskappy wat al meer as 50 jaar bestaan van Switserland. Dit is oor 90 lande beskikbaar. Dit het begin in Suid-Afrika in 1997. So baie mense is nie bewus daarvan nie, want ons het in die begin net gefokus op tandpraktyke en mondhygiëniste praktyke waar mense die voorraad kon koop of die produkte kon koop. Maar hulle het van die begin af gefokus op voorkoming en opvoeding. Dit is regtig 'n kern van die maatskappy. Is dit wat Curaprox onderskei van ander mondhygiëne handelsmerke? Verseker. Curaprox het sulke lekker kleurvolle produkte, innoverende bestanddele wat nogals nie in alledaagse tandepastas of selfs enige mondgesondheidsproduk beskikbaar is nie. En ek dink die groot ding van Curaprox en wat ons uniek maak is dat ons baie fokus op voorkoming en opvoeding. Ons wil hê mense moet weet hoekom borsel jy? Hoekom gebruik jy dit? Wat se voordeel is dit daar vir jou om langtermyn mondgesondheid te kan handhaaf en jou tande te kan hou so lank as moontlik? Want dis nou juist wat ek wou vra is, hoekom fokus julle so baie op voorkoming en opvoeding? Dink jy die algehele Suid-Afrikaner weet dalk regtig net nie genoeg nie? Hulle weet verseker nie genoeg nie. Ek dink mense is onbewus van wat is al die slegte goed wat kan gebeur. Mense is ook gewoond of dink daaraan om die mond heeltemal afsonderlik te sien van die liggaam. So wat hier gebeur, gaan nie hier gebeur nie. So ek dink mense is onopgevoed oor wat is die belangrikheid van goeie mondgesondheid. Ja. Jy het nou gesê julle besigheid was oorspronklik net met tandheelkundiges gewees en dis meer, maar is nou ook vir die publiek nie waar? Ja. Watter produkte het julle op hierdie stadium in julle katalogus? Ons het enige mondgesondheidsprodukte. Ons het van die beste tandeborsels wat baie sag is. Soos ek vroeër gesê het, mense dink hulle moet 'n harde tandeborsel hê, maar dit veroorsaak baie skade aan die tandvleis en die tandstruktuur self as mens nou nog hard skrob op. Ja. So interdentale borseltjies, floss, ons het elektriese tandeborsels, ons het die lekkerste tandepasta, daar's tot 'n gin and tonic flavor. Smaak my, ek moet hom maar gebruik, ja. 'n Gin and tonic flavour tandepasta. Ja, so en soos ek gesê, die tipe bestanddele is baie voordelig vir mense mondgesondheid. Julle het so 'n interessante geskiedenis. Vertel ons net geweer oor daai geskiedenis. Dit is nogals interessant. 50, ja, soos ek gesê, dis 'n familiebesigheid wat in Switserland begin het 50 jaar gelede. En hulle het van die begin af gefokus dat tandeborsel alleenlik is nie goed genoeg nie. En Curaprox, cura beteken in die Latynse woord om te genees en prox beteken tussenin. So van die begin af wou hulle die mense se denkwyse verander om te sê jy moet tussenin jou tande ook skoon maak en dit was die fokus en dit is wat Curaprox waarvoor ek dink ons regtig sterk staan. Dit is nie net borsel nie. Ons moet ook tussen die tande genees. Gebruik daai floss, borsel in sirkels. Ek kry elke 3 maande 'n nuwe tandeborsel, al daai belangrike dinge. Ja. Absoluut. Baie dankie Natasha vir jou tyd en moeite vanmôre. Baie dankie julle. Dis lekker om gesels met Curaprox gin and tonic. I know, nee. Wie sou gedink het? Dis merkwaardig. Dankie vir jou tyd vanmôre. Dis 'n groot plesier. Dis dan Natasha Swart van Curaprox. Vir baie meer inligting besoek net eenvoudig Curaprox, CURA Prox.co.za. Curaprox.co.za. Ons is nou terug. En dan gesels ons met 'n aktrise en vervaardiger wat noue bande het met Jennifer.